Hallo julle, so ek is hier so by Aldi's. Dis hy, Aldi's Food Market. Die son skyn vandag, is eintlik 'n dag. En ek gaan nou gou vir julle wys hoe werk 'n shopping trolley of soos wat hulle sê 'n shopping cart. Ons praat van 'n trolley, hulle praat van 'n cart. So yes, kom ons gaan in en wys ek julle gou hoe werk dit. Alright, so jy kom nou by die trolleys aan, dan sit jy jou quarter, nou julle sal sien 'n quarter gaan nog jou beste pel word. 'n Quarter kan vir jou wasmasjien betaal, hy betaal jou tuimeldroër, jy kry jou trolley. So hoe dit werk is jy sit jou quarter in, dan druk jy hierdie ene. So jy druk hom daar en dan kom daai dingetjie nou uit van die volgende trolley. En dan bly jou quarter bly dan nou hier in tot wanneer jy nou klaar shopping gedoen het en jy sit na jou trolley terug. So as jy nou klaar geshop het, gaan jy nou hierdie ding terugdruk daarin en dan skiet hy oop en dan kom jou quarter weer uit. So yes, daar is jy en dan kry jy jou trolley en dan gaan shop ons. En kom ek hoop hulle jaag ons nie uit met 'n kamera nie. Miskien kan ek gou vir julle 'n paar goedjies wys. So om te begin, hier is 'n hele ry vol pizza. Nou die pizza en jou frozen foods en jou pre-cooked foods en alles is hierso. Ek moet vir julle sê, ek sien nie dat dit regtig 'n ding is hier dat hulle vars kos maak elke dag nie. Ongelukkig is dit nou maar die hele ding hoe dit gaan hierso. So hierdie is 'n Morawiese pizza. So die pizza rou weeg 1.16 kg. So ja, dis 2 pounds. So daai 2 pound pizza werk uit $6.99. Hier's 'n magdom verskillende pizzas. Ek dink nie ek het al ooit so baie pizzas gesien wat jy van kan kies om te maak. En dan pasta, hulle is ongelooflik lief vir pasta. En dan, glo dit of nie, gherkins. Nou hierso noem ons dit pickles of dill. En van hierdie goed kry jy magdomme vol. So ek weet daar's 'n klomp mense wat sê hulle is mal oor gherkins en jy weet as die bottel oop is hy klaar, want so baie mense eet gherkins. Nou ja, hierso is regtig baie gherkins. Hulle is ook baie lief vir hulle olywe, veral olywe wat goeders binne-in het. Dit kry jy ook nogal baie. En dan sal jy nou nogal sien daar's baie tipe van flavored juices en water soos 'n berry water wat ek nou die dag gedrink het wat vir my baie sleg was. En dan as ek nou nogal kyk, die koskwaliteit is baie goed. Aldi's is oor die algemeen baie goedkoper as meeste ander plekke. So ek neem aan hierdie is soos 'n 200 nee, ek lieg, ekskuus, ek wou gesê dis 250 gram pannet, maar ek sien dis 'n 450 gram pannet strawberries en dis $2.39. Nou, die laaste keer toe ek strawberries gekoop het in Suid-Afrika, was dit R80 vir ek dink 800 gram. So oor die algemeen kan ek sê ons strawberries hierso is redelik goedkoper. Die druiwe is $1.49 vir 'n pakkie druiwe. So ja, as jy wonder is kos soveel duurder, weet jy as jy van rand af moet oorskakel dollar toe. Dis duur, maar dis nie onbekostigbaar nie, want as ek moet kyk, kop blaarslaai, lettuce, dis $1.99. As vir ons gewoonlik, wat, R20-30 betaal het. So ja, as 'n ou alles terugwerk, is dit so bietjie duurder. Maar op die einde van die dag,
as jy $1 begin verdien, dan is dit redelik bekostigbaar. Ek meen, arbeie nie, moerbeye, blackberries, soos wat ons dit hier ken. As jy hom nie van die boom af kan eet nie, kan jy hom koop hierso vir $1.99. En hierso is raspberries, $1.89. So, ek dink oor die algemeen is goed nie soveel duurder nie. Pakkie mushrooms. Suid-Afrika was die laaste keer wat ek mushrooms gekoop het, R30 vir 'n pakkie. Dit is nou 250 gram dink ek, as hulle dit nie al afgebring het nie. En ja, dis $1.69. So, jy kan regtig 'n redelike klomp goed koop, met, ek eet elke dag, en dan praat ek van oggend, middag en aandete, kan ek so wegkom met so $15 vir die dag. En dan eet ek lekker. Dan praat ek van, ek eet vars groentes, ek eet vars vrugte, hier is kiwi vrugte, hier is alles waaraan jy kan dink. Letterlik alles waaraan jy kan dink. En die kos se kwaliteit is natuurlik baie goed. Soos byvoorbeeld as jy hier kyk, hier is hulle green leaf lettuce. Dis nou $2.89 vir so 'n bakkie, maar dan kry jy nou $1 afslag daar. En so as ek 'n slaai wil maak, dan koop ek 'n klomp verskillende bakkies blare en dan meng ek alles en dan hou my slaai sommer 3-4 dae. Ja, hulle kos hier natuurlik hou vars vrugte en vars groente hou vir my net langer. Op 'n stadium het ek gewonder, ja, is dit al daai goeders wat hulle vol chemikalieë spuit? En toe kom ek agter, nee, dit is nie. Toe het ek agtergekom, ek het duurder betaal vir die organic goed en ek het nie eers gekyk nie. Maar as jy 'n bietjie mooi rondshop, kan jy natuurlik baie goeie kos koop vir 'n redelike prys. Ek meen, as 'n ou dink brood, nou om vir jou idee te gee, die res van die ry is brood, tot hoe aan 'n kant. En hierso is bagels en speciality breads en ja, as jy iemand is wat van stysel leef, dan gaan jy definitief baie lekker leef. Daar's nie 'n manier wat jy gaan honger bly nie, want dis brood en nog brood en die tipe brood en daai tipe brood en 'n Italiaanse brood en 'n bagel en 'n so ja, hier is regtig verskriklik baie tipe brode en so aan. En dan natuurlik, soos kyk, daar's klomp brood. Ou moet net seker maak jy vat vir jou goed met $1 afslag, want kyk, daar wys dit is $2.99 vir soft rye bread, maar dan kry jy $1 afslag. Nou ek meen dit is 30% afslag. En as jy net bietjie mooi shop en bietjie mooi kyk na wat goed kos en jy koop die gesonder weergawe, dan kan jy definitief baie maklik wegkom met om goedkoper te eet. Ek sê nie noodwendig alles is goedkoop nie. Al die se vleis is natuurlik fantasties. Hier is regtig die grootste verskeidenheid vleis en dan natuurlik kaas. Ek moet vir julle sê, kaas wat in Suid-Afrika elke week as jy gaan kaas koop, is dit nog duurder en nog duurder. Hierso is kaas redelik bekostigbaar. En dan praat ek van elite kaase. Ek praat soos van goat's cheese en ek het nou die dag, was dit hierdie cranberry en cinnamon goat's cheese of die blue, ek kan nie onthou watter een nie, maar ek het een van hulle gekoop want ek het gedink ek het nog nooit goat's cheese probeer nie. Toe koop ek dit, toe kom ek agter, okay, dis nogal baie lekker. En nou het ek agtergekom dat die gewone ene, nou nie die fancy ene, die cranberry en die blueberry en die goeders nie. Die gewone goat's cheese met garlic en herb of wat ook al, dis maar $1.85. Nou ek meen vir so 'n dingetjie by Checkers of by Woolies gaan jy
jy gaan baie geld betaal. En dan as jy vat ek weet nou nie van julle almal nie, maar in Suid-Afrika is daar kaas op special is, dan het ek 'n klomp gekoop en dan het ek het gerasper of ek het gerasperde kaas gekoop en het gevries. Maar as jy byvoorbeeld kyk, hierdie tipe mozzarella, gouda, alles hier so kaasie is maar $1.70 en dit is 'n kwart kilogram. Presies 'n kwart kilogram. So, ek dink nie die kos hier is so buitensporig duur nie. En soos ek sê, hier is kaas vir Afrika. Genoeg kaas om die hele Afrika in die gang te kan hou. Dan ietsie baie interessant, as julle wel geweet het. Hierdie is nou 'n baie fancy ding. So, jy sal nou sien Bologna, en dit is eintlik net bologna, hoor? So, moet nou nie dink, die naam is fancy, so die kos is fancy nie, hierdie is gewone bologna. So, die mense van Benoni eet bologna. En ja, vir die ouens wat oorkom, soetigheidjies, daai kom nou van 'n bake shop af, so daar is nou 4 verskillende stukke koek in een so koek, en die koekie is duur, want ek dink hulle maak al die soetgoed en die meer ongesonder goeders, dink ek maak hulle baie duurder. Maar ja, dis nie, ek kan onthou so ruk terug, toe ek nog in Suid-Afrika was, het ek crème brûlée gekoop by Woolies, en ek dink ek het R30 vir hom betaal, of ek het R60 vir 2 of so, maar dit was duur. Maar ja, ek dink nie as jy gaan goeders terugwerk, is dit regtig so duur nie. Julle ouens kan maar gaan kyk daar en vir my laat weet. Maar op salmon, as jy kyk, salmon is nou $8.99 per pound, en daar het jy nou 'n cow salmon en 'n Atlantic salmon, Norwegian Atlantic salmon. So jy moet nou maar, ja, ek het na die dag vir my die lekkerste salmon gekoop, en dan as jy slim is, dan kyk jy nou weer uit vir daai rooi stickertjie, en so daarso is, yep, dis die stuffed Atlantic salmon. Ek weet nie waarmee is hy gestaf nie, ons sal maar by die huis uitvind, maar hy was $10, en nou gaan hy net so oor die $6 wees. So, ja, ek meen, jy kan regtig en ek is baie lief vir salmon. Ja, jy kan maar regtig omkoop met salmon, en julle sal ook sien oral by die vars vleise, het hulle so 'n rolletjie vir jou, dan moet jy nou al jou vleis in daai rolletjie sit, want daar is party van die mense wat nou nie 'n ding wil drup oor alles nie. En dan wil ek nou maar net sê, baie dankie vir die ouens wat vir my hulle Spur Burger foto's gestuur het, en vir my gesê het, hulle was by Spur, en hulle het Spur ribs gaan eet, en weet nie wat alles nie. So ek weet nou nie wat het julle vir julle ribs betaal daar by Spur nie, maar hierdie is oor die 3 pond, amper 3,5 pond, en so hy's $13.40 as ons hom wil afrond. En so ja, partykeer gaan jy maar kyk, en party van jou goed gaan baie duur wees, maar die groot verskil is as jy ribs hier koop, het dit actually vleis aan. Ek het by Pick n Pay daar naby my, het ek so ruk terug, toe ek net voordat ek uit Suid-Afrika uit is, het ek ribs gekoop op special, en toe ek nou mooi kyk, het is eintlik net 'n sakkie bene gekoop. So, alle regulasies hier so is verskriklik streng. Jy moet op jou vleise sit, hoeveel vet, hoeveel ground beef, hoeveel lean beef, hoeveel, jy moet baie particular wees hierso.
oor hoe jy jou goeders op die label sit. So ja, daar so sal julle sien is 2.4 pond en $14.19. Dan sien jy ander ene, hierdie is jou extra lean beef. Kom ons al daai ene uit. Dan kan julle sien hierso is nou klein bietjie duurder as die vorige een, want obviously hy moet net 'n meer geprosesseerde stap gaan om meer vet uit te haal. So ek kan wel vir julle sê my minste favorite is natuurlik die ground beef. Daarso ja, ek weet nie, ground beef was nou vir my lekker nie, want dit was soos daai braaivors. As jy hom braai is die wors weg en daar bly net olie agter. Maar ja, my gunsteling, een van my gunstelinge hierso is natuurlik my drumsticks. Nou 2, 4, 6, 8, 9 drumsticks en dis net oor 'n pond, $4.82. Ek dink nie dit is bad as 'n mens kyk. Jy weet, almal het altyd gesê, Suid-Afrika se kos het so duur geword. Ja, dit het duur geword. En almal sê, as ek Amerika toe gaan ek nie kan survive met die pryse nie, want kyk hoe duur is alles daar. Nee, dis nie so duur nie. As jy kyk daarso, $3.30 per pond. So, ja, dit is rarig, moet ek vir julle sê. Kos hierso is eintlik vir ouens wat van Suid-Afrika afkom, is kos eintlik redelik bekostigbaar hierso. En dan natuurlik een van my gunstelinge, bacon. Nou kyk, hier kan jy bacon koop, nee. Dis net bacon en nog bacon en nog bacon. En hulle is baie lief vir hulle frankfurters of hulle Russians. Dis natuurlik nogal 'n groot favorite. En dan as 'n ou wil botter koop, moet jy baie mooi kyk. Is dit botter of is dit margarine? Nou, hierso sê hulle butter. Kom ek wys julle. Hierso sê hulle butter, spreadable butter, maar dan is dit met canola oil. Nou die ouens wat weet, regte egte botter kom nie uit 'n sonneblom uit nie. Regte egte botter kom uit 'n koei uit. So jy sal moet mooi kyk wat jy koop, lees die labels, vat jou tyd. Soos ek sê, kos is goedkoop. Kos is redelik goedkoop. Ek is natuurlik mal oor hierdie spesifieke maak van orange juice. Ek hou van die enetjie met die vroetsels in. En dit ek agtergekom, die pulp, die high pulp en die pulp free is dieselfde hoeveelheid. Maar as hulle sê 100% juice, dan is dit klomp verskillende goeders gemeng. Maar as hulle sê 100% orange juice, dan moet jy nou weet, dit is 100% orange juice. So, daarso never from concentrate. So, dit is 100% lemoensap. Pulp free, high pulp. Dan with pineapple, no pulp. With mango, no pulp. So, vir die ouens wat like om goedjies te koop, gaan shop rond, doen jou window shopping. Ek het nou nog nie die light gesien nie, nou, hy weeg vir my dieselfde. En hulle sê nou maar net, soos less sugar. So ek weet nie hoe hulle die suiker uithaal en of hulle dit dan meng met water nie. Maar ja, nog ietsie wat julle sal agterkom is die Amerikaners koop cold brew koffie.
Nou, wanneer jy koffie uit jou masjien uitmaak, dan is dit hot brewed. Nou, ek weet nie of hulle dit van die bone af met koue water brew of wat nie, maar hulle koop hierdie cold brew koffie koop hulle baie. Maar die ding wat my die meeste verbaas het, is hulle praat van creamer. So, as jy nou koffie by jou pel drink, dan sal jy nou byvoorbeeld vir hulle vra, jy weet, soek jy melk en suiker. En hierso sal hulle nou sê, do you take creamer? Nou, die creamer, pas op maar vol, baie van hulle het suiker in. Daarso sal julle sien, is 'n sugar-free option. Dit is nogal redelik belangrik vir my, wat op hierdie stadium so 'n bietjie wil gewig verloor. En hierso is een van my favorites. Vir 1 gallon melk is dit $2.27. Nou okay, hier is jou 2% reduced fat. Jou half, excuse nie jou half en half nie, daar is half en half. En dan hierso is jou whole milk. So jy kry 1%, hierso is 1% en daar is fat-free. So as jy nou gaan uitwerk, $2 vir 'n gallon. Dit is regtig nie duur nie. En 1 gallon is presies 3.78 liter. So ek, oordat ek redelik baie melk drink en oordat ek nogal baie sukkel met die sinus, kry ek maar my 2%. En ek dink nie die ouens in Suid-Afrika kan vir my sê hulle eiers is goedkoper nie. Die laaste keer wat ek 'n tray gekoop het van 30, het ek oor die R70 betaal. Ek meen, eiers vir 'n dosyn is 12, vir die wat nie geweet het nie. En vir 12 eiers is maar $1.66. So, dis, ja, soos ek sê, party van die goeders hierso is eintlik goedkoper as in Suid-Afrika. Nou, ek het vandag eintlik net meer gekom om bietjie window shopping te doen. My yskas is vol kos, ek is baie geseën, die Here kyk regtig mooi na my. Maar ek wou nou net vir julle bietjie gevat het en gebring het na 'n winkel toe om vir julle te wys, wat is hier alles op die raak. O ja, ek wil gemengde groente kry, dis een van die goeders wat ek wou gekry het. So ja, hoe sê hulle, jy moet nooit kom shop as jy honger is nie, maar dan kyk jy na alles. So het ek nou gedink, terwyl ek nou alles wil kyk, en so 'n bietjie wil kyk na goeders, het ek gedink, miskien moet ek dalk eerder vir julle wys, dan hoef ek nie te kyk wat is daar wat ek kan eet nie, maar dan kan ek so 'n bietjie meer konsentreer op wat is in die winkel, en om vir julle te wys wat hier is om te koop. Maar Aldi's is definitief een van jou goedkoper winkels, definitief een van jou beter winkels, beter opsie. En ek wou julle gewys het, die hele tyd wat ek geshop het, het ek my handsak daar gelos, in my trolley. En snaaks genoeg, niemand sal nou my handsak uit my trolley uitsteel nie. En niemand sal nou die triek kom trek wat hulle 'n ander trolley in jou trolley druk en dan jou 20 sent of jou 25 sent uithaal nie. Maar ek moet vir jou sê, ek is baie gelukkig hier. Ek is veilig. Ek was nog nie een keer bang nie. Al het ek in die rofste van nywerhede al ingery of jy weet per ongeluk in 'n plek ingery. Ek weet nie hoeveel van julle sal vir my sê julle het per ongeluk in Johannesburg middestad ingery en julle was veilig nie. Ons party van my vriende of vriendinne wat my sal boodskap stuur na hierdie en vir my sê, ek werk in Johannesburg middestad. Ja, ek weet, baie van my vriende werk daar, maar ek dink nie een van julle voel veilig as julle daar wil gaan werk nie, of wel nie wil gaan werk nie, moet gaan werk. So weer eens goeders met suiker. Jou fizzy drinks is maar redelik aan die duurder kant. Dis natuurlik iets wat vir my nie so
great is nie, is jou fruit juices. Nou kyk, almal sal sê 100% juice, maar as jy weet hoeveel appels in hierdie bottel moet ingaan, om vir jou daai appeljuice te kan gee, dan sal jy weet hoeveel suiker is hierin. Nou ja, ek verstaan, dit is gewone natuurlike suiker, dit is nie addisioneel nie, maar dis nog steeds suiker. En dan, hierdie is ook een van my favorites, en hierdie is natuurlik waarmee jy jou Bloody Marys mee maak. Hierdie is, okay, dis nou net vir vandag. Ek sal nou maar net een koop om vir julle te wys. Ek bederf ook myself so 'n bietjie van tyd tot tyd. Ja, ek weet ek het 'n week terug 'n kar gekoop, maar julle mag dit nou nie vir almal sê. Nee, ek joke. So, hier is regtig baie bargains wat jy kan kry. Is baie interessante goed wat jy kan kry in die winkels. En dan natuurlik alles kom in 'n blikkie. Okay? Van dink nie ek moet weer vir die klomp Amerikaners wat maak? Ja, ek moet vir hulle weer malva pudding maak. Ek het ander dag vir Jacqueline hulle malva pudding gemaak, hulle was mal daaroor. En nou vra hulle wanneer kry hulle weer malva pudding. Soos ek aanhou om malva pudding te maak teen die spoed wat ek dit maak, gaan ek dit moet begin verkoop, maar dan gaan dit great wees, want dan is ek en Elon Musk, dan gaan ons begin kompeteer vir die rykste persoon op aarde. Nou, ek is baie bly daar's van julle wat my grappie gevang het. So, suiker, dis nou een van die ander goeders. Julle sal nou sien, jy kry pure cane sugar, okay? En dan kry jy 'n ander tipe suiker. Ek weet nie, hier, okay, ek sien nou nie die gewone een nie, maar cornsyrup. Dit is 'n duiwel in 'n bottel daai. So, hier is verskriklik baie goed wat van cornsyrup gemaak word. En cornsyrup is regtig nie gesond nie. So, ek is bly hulle het half agtergekom dat cornsyrup is eintlik baie giftig vir mense. So, ja, hier is nog ietsie wat ek nou nog nie in Suid-Afrika gesien het nie. Miskien kan julle vir my sê of dit daar is. Chicken breast. In brine of water, soos dat hulle dit noem. Verskriklik weird. So, dis die eerste keer in my lewe wat ek hoender in 'n blikkie gesien het. En mens kry alles in 'n blikkie. Alles. Ek sal maar vir julle my in 'n blikkie moet sit en dan vir julle moet pos. En dan, ek sien nou nie waar is die tuna nie. Hulle is baie lief vir hulle boontjies. Hulle eet verskriklik baie boontjies. Hulle dink natuurlik seker boontjies is groente. En nie dat dit uit 'n blikkie uitkom nie, ek weet nie. Maar ramen noodles, 2-minute noodles. Moet dit asseblief nie koop nie, julle is nie baie gesond nie. Maak eerder vir julle kinders porsie vrugte of groente. Vir 12 pakkies ramen noodles is $4. Jy kan, ek dink, ek het nou nog gesien 'n pakkie gemixte veggies is iets soos $1 as dit so duur was. So, hier is baie goeie, gesonde kos opsies wat jy kan gee vir die kinders. Dis nie nodig om elke dag vir jou kinders pizza te voer nie. Ek weet daar is van die Suid-Afrikaners wat gaan vra van stroop. Jy kry 100% maple syrup, baie oulike glasbottel, en dan kry jy dan natuurlik jou allerhande ander strope. Ek sal maar eerder dit nie koop nie, want ek weet nie, ek weet nie of dit gesond is nie. Maar ek
probeer eet of begin eet nie, want dan gaan ek dit wel aanhou eet. Ek is wel baie lief vir my muesli en dit is maar oor die algemeen is maar jou granola cereal. Nou, ek weet, mense sê dis nie altyd so gesond nie, maar dis daarom gesonder as meeste van jou ander ontbytpappe, as julle weet waarvan ek praat. So, ja, maar een van my ander favorites is ook natuurlik die bran raisin. Nou, ek het 'n groot boks na die dag gekoop en dit het 6 van hierdie bokse in en ek het maar $10 vir hom betaal by Costco en hier's dit $2.15. Ek dink hierdie is 'n ek weet nou nie ons kyk of ek kan sien. Soos jou net gewig is 471 gram. So vir 471 gram en dis $2.15. Ek dink nie dis te bad nie. So vir julle ouens wat Rice Krispies mis, hier is verskriklike klomp verskillende crispy rice krispies, snap, crackle en pop, almal ken al die name. Maar ja, ek het natuurlik na die dag vir van die ouens gewys, hoe maak jy Rice Krispies en kondensmelk, hoe meng jy dit en hoe eet jy dit? Hulle het nie van dit geweet nie, maar hulle het gedink dit is baie lekker. Ja, so nou leer ek julle al my ongesonde triks. Nou weet almal hoekom is ek so rond, né? So vir die ouens wat nou gewonder het, gaan ek kan leef as ek 'n paar rand van Suid-Afrika afbring, gaan ek kan eet, gaan ek honger bly? Nee, jy gaan nie honger bly nie. Dit is die eerste antwoord. Nommer 2, ja, jy gaan kan kos koop. En dan vir my baie belangrik is, daar is oral food banks, daar is oral plek waar jy kan gaan kos haal. As jy sukkel met kos, skakel by 'n kerk in. Mense, kan nie vir julle verduidelik hoe ongelooflik belangrik dit is nie. Skakel by 'n kerk in. As jy vir een ou by daai kerk sê, jy is honger, of jy het nie kos nie, of jy weet nie waar gaan môre se kos vandaan kom nie, kan ek vir jou sê, vanaand voordat jy jou oë toemaak en honger gaan slaap, gaan daar 'n hengse klomp kos by jou deur opdaag en mense gaan wil gee. Mense hier is ongelooflik goedhartig. Die mense wil altyd alles gee. Hulle wil nie hê iemand moet sukkel nie. Hulle wil vir mekaar goed gee. Hulle wil vir mekaar goed doen. Hulle is regtig baie betrokke by die gemeenskap. Moenie sit en suffer nie. Moenie sit en sukkel nie. Help mekaar vir die ouens wat oorkom as refugees. En ja, ek is geseënd. Ek het daarom met die Vader se seëninge het ek wysheid gehad in Suid-Afrika en ek het 'n bietjie ekstra betaal op my kar en my huis toe ek daar was en dit het nou afbetaal en uitbetaal. So nou dat my huis in my naam af is en my kar is in my naam af en alles, kon ek daarom 'n paar rand wins maak, sal ek sê. Maar moenie stupid wees nie. Moenie dink jy sal okay wees hier op jou eie nie. Want jy gaan nie. Jy gaan nie okay wees hier op jou eie nie. Jy gaan sukkel. Jy gaan nie vriende hê nie. Jy gaan nie kos hê nie. Ek sê nie jy gaan glad nie kos hê nie. Moenie my verkeerd verstaan nie asseblief mense. As jy nie by 'n kerk inskakel nie, is daar niemand wat vir jou kan gee nie. As jy wel by 'n kerk inskakel, is daar baie mense wat vir jou kan gee en baie mense wat gaan vir jou wil gee. Regtig, ek dink nie ek kan dit te veel sê nie. Hierdie mense se harte is regtig baie goed. As jy $2 'n uur meer verdien as die ander ou, dan is dit okay. Maar dit gaan jou daai warm gevoel in jou hart gee om vir iemand te wil gee.
So, dis okay as jy nie $300 'n dag verdien nie. Maar weet jy wat, daar's baie ander mense wat dit ook nie verdien nie. En mense hou aan om vir almal te wil gee. Mense hou aan om hulle wil goed doen. Want ek dink die hele situasie in die land is nie so dat jy moet aan alles vashou en jy moet so opgestres wees en niemand hoed hier vir mekaar nie. Ek dink vandat ek hier aangekom het, het ek nog nie een kar ongeluk gesien nie. Donderdag wat verby is, ek al 6 weke hier, ek nog nie een kar ongeluk gesien nie, in 6 weke. En ja, mense is baie geduldig, ongelooflik geduldig. So, as julle wel geweet het, as iemand praat van ranch, hierso is die original ranch. Hierdie is ranch sauce. Dit is baie lekker, dit is my nogal redelik naby aan Spurs Thousand Island sauce. Daar was regtig vir my, daar was 'n goeie koopie. Ek dink dit is so gesond nie, maar hey. Kom ek wys julle gou. Hierdie gaan julle nogal baie sien. En dit is nie net, jy koop nie net sulke oulike papierborde vir wanneer iemand by jou kom kuier nie. Nee. Jy koop papierborde en plastiek glasies en napkins, nie serviettes nie, napkins. So jy koop nou al die goed en jy het hordes van die goed in jou kas. Okay? As iemand by jou kom eet en jy wil nie skorrelgoed was na die tyd nie. Hey. Nee wat, ons kap alles uit 'n papierbord uit. Nou, ek gebruik maar nog glasgoeders, maar ek moet vir julle sê, partykeer as jy net gou 'n broodjie wil eet en jy het nou nie 'n bediende nie, dan is daai papierbordjie wat jy gou gebruik om gou iets uit te eet, nogal eintlik 'n baie goeie idee. So ja, ek het nou hierdie bordjies gevat. Dit is, as ek in die oggende haastig is en ek wil nie skorrelgoed was voordat ek by die flat uitgaan nie, of voordat ek by my apartment wil uitgaan nie, dan koop ek gou hierdie. Jy maak jou Albaran flakes en jou melk. Jy maak dit hier in aan. En ja, Bob's your uncle. En kom ek kyk gou wat. Ek dink as ja, $2.60. So ja, as jy in dollars verdien, is dit regtig nie so duur nie. Definitief nie so duur as jy in dollars verdien nie. Moenie net altyd alles omskakel nie, want dan gaan jy nogal hard aanval hê. As jy kyk wat jy vir goed betaal, wat trust my, as jy elke keer alles moet oorskakel en omskakel en dit is nou R300 vir 'n paar papierborde, dan gaan jy regtig baie suffer. Maar leer jou pryse ken, kyk wat goed kos. Dit is ook nou nogal 'n oulike ding is, as jy nou nie die hele tyd die mop wil was nie, dan sit jy die dingetjie, dis so 'n papiertjie wat jy oor jou mop trek, en as jy klaar jou huis gemop en dan gooi hom weg. Convenience. Jy gaan nie 'n bediende hier hê nie, natuurlik nie. Jy is maar die bediende en mamas wat van Suid-Afrika afkom. Kom ek leer julle gou 'n baie belangrike ding. Die mamas wat van Suid-Afrika afkom. Jy sal moet baie mooi verstaan. Jy gaan vir jou seentjies moet leer hoe om skorrelgoed te was. As jou 2 liefietjies al 2 seentjies is, of jou 2 dogtertjies is al 2 dogtertjies, of die een weet nie wat sy geslag hy is nie, moenie hom na die skool toe stuur dat hulle vir hom leer nie, want hulle gaan hom verkeerd leer. Okay, maar as julle kinders het, mense, leer julle kinders van dag 1 af, wat is dit om skorrelgoed te was, hoe om skorrelgoed te was, want glo my, as jou kinders by die maatjie gaan kuier,
en jou kinders eet saam met die maatjie gou ietsie, jy weet, maak 'n toebroodjie of wat ook al. As jou kinders klaar saam met hulle maatjies geëet het, gaan hulle nie net die bord in die wasbak gooi en dink iemand anders gaan hom was nie. Die kinders kan skorrelgoed was vandat hulle op 'n stoeltjie kan staan. So leer julle kinders om skorrelgoed te was. Maak seker as julle kinders by ander kinders gaan speel, dat hulle weet hoe om skorrelgoed te was, dat hulle weet dit is die reël. Jy kan nie net vuil maak sonder om skoon te maak nie, want natuurlik hier het ons nie iemand wat vir ons skoon maak as ons klaar vuil gemaak het nie. So ek is nou al deur die hele winkel. Lekker gepraat, lekker gesels. Ek hoop ek het vir julle van die mense wat oorkom, ek hoop ek het vir julle genoeg raad en tips en triks gegee. En asseblief ouens, as daar enigiets is wat julle wil weet, reik uit, vra. Daar's van die mense wat met my op WhatsApp is. As jy wil hê ek moet jou kontak, los my boodskap op YouTube. As ek sien, ek mis baie keer van die mense se boodskappe, maar as ek sien daar is boodskappe, ek sal probeer om uit te reik na julle toe. Maar asseblief ouens, laat weet as daar enigiets is waarmee ek kan help. Ek is finansiëel nou nie in so 'n posisie dat ek mense finansiëel kan help nie, maar ek kan uitvind en ek kan raad gee en ek kan julle op 'n inkoopie stappie, op 'n toertjie bring saam met my en julle kan sien hoe dinge is hierso en julle kan self vir julle besluit of julle wil kom of nie wil kom nie. Ek meen daar is hoeveel mense wat vir my gesê het is ek dink ek wil aansoek doen, maar ek weet nie. Dit is net 'n besluit wat jy vir jouself kan maak. Ek kan nie daai besluit vir jou maak nie. Maar as jy bietjie inligting wil hê, en jy weet nie, is dit 'n goeie tyd of jy weet, wat moet ek doen? Hoe gaan ek kan prepare of hoe lyk dit? Help my. Ek wil weet asseblief, is dit en dit beskikbaar daar of hoorie wys my wat so sweets is daar alles op die rak of sulke goeders. Laat weet man, ek doen dit vir julle met die grootste liefde. As ek die tyd het, gaan ek vir julle 'n video maak. As ek mag rekord, sal ek rekord in die winkel. Hulle het vir my gesê, ek mag rekord, maar ek mag glad nie enigiemand se gesig afneem nie. So dit is nou maar hoekom ek nie rondloop en video's maak van almal se gesigte nie. Ek hou maar my foon so naby aan die rak, maar julle kan ten minste sien wat daar is hierso en wat om my aangaan en julle kan dinge saam met my deel. So asseblief vra vir die ouens wat graag wil weet, die ouens wat enige raad en hulp nodig het, skree, en vir die ouens wat nie gekyk het nie, ek het op Facebook een van my video's geplaas. Ons het gaan Monster Trucks kyk en dit was so cool. En so ek was baie excited oor dit. En ek kan jy glo, ek het die Monster Trucks vir die eerste keer Monster Trucks gesien in lewende lywe. En dit was nou vir my baie cool. So ouens, geniet dit. Die wat vra het, vra gerus. Die wat nie vra het nie, ek mis die Suid-Afrikaners, ek mis my mense, maar ek het alreeds die 4de gesin ontmoet en môre land hier nog 'n gesin. So as julle enigiets wil weet, vra gerus. Lief vir julle, mis julle, bye.